Nommer laaste, hoe kan ek uit sonde se wurggreep uit wegbreek? Ek smag. Ek smag na oorwinning. Maar meer as smag, ek leef in dit. Ek leef in dit. In 1 Johannes 5 vers 4 tot 5 sê Johannes, hy sê enige een wat 'n kind van God is. Nou wil ek net gou hoor, wie van julle sê ek is lief vir Jesus? Jy moet jou hande opsteek want ek wil weet. As jy nie jou hand opsteek nie, gaan ek nou wonder oor jou. Okay, hou net jou hand op vir 'n oomblik. Ek wil nie wie's lief vir Jesus nie. Ek wil ons is wie's regtig lief vir Jesus. Wie van julle sê ek kan regtig nie sonder die Here Jesus in my lewe nie? Want jy sien, dis almal se hande op. Is die kameras aan? Ek wil net gaan check wie's die. Okay, jy kan jou hande laat sak. Sien, hierdie vers praat van jou. Sê vir die ou langs aan, hierdie vers praat van jou. Okay, so enige een, sê enige een. Nee, julle moet dit hard sê. Sê enige een. Enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld. Jy kan. Jy is nie 'n slagoffer nie. Ek en jy is nie 'n slagoffer nie. Ons is kinders van die Allerhoogste. Iemand sê net amen asseblief. Okay, so hy gaan verder. Hy sê en die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal is deur ons geloof. Nou hier kom hy. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die seun van God is? Wie van julle glo volgens Jesus is werklik die seun van God? Steek op die hande. Like soos 'n Mexican wife. Dis cool. Okay, so julle ouens is van wie hierdie vers praat. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy in die wêreld daar is die sonde, as hy wat glo dat Jesus die seun van God is. Amen. Dis nie iets wat opsioneel is nie, dis iets wat jy, wat sê Johannes hier? Johannes sê wanneer ek in Christus is, kan ek in oorwinning leef, maar dis 'n keuse wat ek moet maak. Ek kan in oorwinning oor versoeking leef. Ek kan in oorwinning oor sonde leef. Ek kan die effek van ongeregtigheid teewerk in my lewe. Ek kan dit doen. Die Hebreërskrywer sê dit so mooi, hy sê, laat ons elke las van ons afgooi. Ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Sien julle daar wat die sonde doen? En laat ons die wedloop, wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Waar moet ons oë wees? Dit moet gefestig wees op die begin en die volëinder van ons geloof. So, ons is oorwinnaars. Ons is nog op pad. Maak nie saak hoeveel keer ek vir ChatGPT gevra het, moenie laat die vrou die lint breek nie, sy breek elke keer die lint. Miskien is dit profeties. Julle, dat die Here roep ons om oorwinning te behaal. Doen wat dit vat in jou lewe. Doen wat dit vat. Druk deur. Beer vorentoe. Sit alles in. Smag na die oorwinning in Christus. Streef daarna. Leef in dit. Gryp dit aan. Voel julle 'n bietjie opgecharge? Al is dit net 'n bietjie. Okay, ken of julle kan vorentoe kom. Vanoggend het ek met jou oor hierdie onderwerp gepraat. En hier is 'n belangrike ding, want ek dink vir die res van die reeks gaan ons nou wegbeweeg hiervan. Partykeer dan dink ek, weet ons doen ons reekse soos ons aangaan. Ons praat nie altyd so baie diep oor sonde nie. Maar ons het die laaste 4 weke omtrent net oor sonde gepraat. So 'n paar van julle voel, okay, ons is nou klaar hieroor gepraat, maar ek dink hierdie ene is belangrik. Hierdie is soos tools wat ons in ons toolbox het, wat vir ons help dat wanneer dinge begin skeefloop, dat ons weet waar om terug te gaan. Maar my gebed vir jou vanoggend is, as jy vassit, dat jy sal losbreek, dat jy daai beslissende aksie vanoggend sal neem, dat jy, en maak nie saak wie is nie, almal van ons hier, vanoggend oorlog sal verklaar, en in daardie oorwinning in Christus sal lewe.